Ons sal nie vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis hanteer nie, maar ons gaan vir die nooi om te blaai na Genesis hoofstuk 24. Ons gaan verder met die verhaal en ons kyk vanoggend na wat die vertalers gesê het. Rebekka word gevra as vrou vir Isak. Ons gaan vanaf die 1ste tot en met die 27ste vers saam lees. Dis ook die gedeelte wat ons vanoggend sal hanteer. Genesis 24 vanaf vers 1 tot en met 27. Ek lees vir die voor die ou vertaling. Dit klink so. En Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed: Lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom: Miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet ek u seun dan maar terugbring in die land waarin u weggetrek het? En Abraham antwoord hom: Neem jou tog in ag, dat jy my seun nie weer daarheen bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek het en vir my gesweer het met die woorde: aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen bring nie. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep, en gesê: Here, God van Abraham, my heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my heer. Hier staan ek by die fonteine, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit tog gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê: hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord: drink, en ek sal ook die kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak, en daaraan sal ek weet dat u guns aan my heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit, wat vir Bethuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein, en haar kruik volgemaak, en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê: laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord: drink, my heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy: ek sal vir die kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep vir al sy kamele, om te skep en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stil swygend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê: wie se dogter is jy? Vertel my tog.
is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Toe antwoord sy hom, ek is die dogter van Bethuel, die seun van Milka, wat sy vir Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Toe buig die man hom neer en dan bid die Here met die woorde, geloofd sy die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Dis tot daar wat ons saam lees uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek gaan vra dat die manne staan en dan bid ons net saam asseblief. Ons wonderlike Vader, ons is vanoggend bymekaar in U naam en ons wil in die sin van met die woorde wat Paulus gebruik het aan die gemeente van die Kolossense wil ons vra dat U sal gee dat ons vervul mag word met die volle kennis van God se wil. Deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee om 'n lewe te lei wat die Here welbehaaglik is. En om hom in alles tevrede te stel. Terwyl ons vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. En deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Ons dank die Vader met blydskap, omdat hy ons geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges en die erfdeel in die lig. Ag Here, ons is bymekaar as 'n geestelike gesin en ons gebed is dat U ons vanoggend sal seën uit U woord. Hier is ons by 'n baie bekende verhaal. Maar dit kan so maklik by ons verbygaan as U ons nie genade gee nie. Sal U ons seën, sal U ons help, sal U by ons kom stil staan vanmôre, tot lof en eer van U heilige naam. Amen. Een uitdrukking wat ek baie gebruik, u sal dit weet wanneer ek preek en u sal bewus wees daarvan as u nou van ons Bybelstudie sal bygewoon het, is om mense te leer om Bybels te dink. En dan gebruik ek hierdie uitdrukking, jy moet na jou lewe kyk deur die bril van die Bybel. Jy moet na jou lewe kyk en dit vertolk deur die waarhede van die Bybel. Wat ons ook al beleef, wat ons moet kies, ons het ons baie keer vra, hoe moet ek leef? Wat moet ek hier kies? Hoe wil die Here hê moet ek hier doen? Lewe in die lig van die Bybel. Kyk na jou lewe deur die bril van die Bybel. In Genesis 24 sien ons Abraham vir die laaste keer, ek het vir u gesê ons is by 'n oorgang, vir die laaste keer gaan hy iets in geloof doen. Hierna gaan ons vir Abraham groet. Maar Abraham doen iets in die lig van die waarhede wat God vir hom nou al reeds geleer het. In hierdie opsig is hy vir ons 'n baie mooi voorbeeld, want hy doen dit in geloof. Hy doen dit volgens sy geloof. Sonder 'n spesifieke, uitdruklike opdrag, sien ons dat Abraham nou optree volgens die beginsels van die wil van God. Hy het gegroei, hy het geestelik volwasse geword. Daar was mislukkings, daar was dinge, maar hy het gegroei, hy het volwasse geword. En nou is hy al geoefen om te kies, om te weet, wat moet gebeur? Hoe wil die Here dit dan nou ook hê? Hierdie hoofstuk is vir ons ook deel van die oorgang van Abraham, stadig maar seker oor na Isak. En jy sien dit in die eerste vers, want daar is 'n boekmerk, daar's gereeld hierdie bakens wat vir ons gegee word. En die woorde van die vers 1 wat ons gelees het, en Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Daarso is dis die Bybelse manier om te sê Abraham is naby sy dood. Hy was oud en ver op sy dae. Dit word nie gesê van selfs ouens wat baie ouer was as Abraham nie, maar as hierdie woorde gebruik word, dan sê ons hy's naby sy einde. En dan die woorde, die Here het Abraham in alles geseën. Onthou jy hoe dit begin? Kan jy nog onthou toe ons by Genesis 12 was?
Genesis 12 vers 2. God sê vir hom, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam groot maak dat jy 'n seun sal wees. Dit beteken, God het aan die begin vir Abraham gesê, ek sal jou seën. En nou hier aan die einde van sy lewe, waar daar gesê word, hy's naby sy einde, sê die Bybel, die Here het hom geseën. Dis die boekmerke. Dis soos plekmerke as jy wil. Die Here het hom geseën. Goeie ouderdom, rykdom, sy seun, Isak. Dis 'n seën van die Here. Dit wat die Here vir hom beloof het op sy ou dag. Dit het hy gekry. Die Here het hom geseën. Nou die aksie begin in vers 2 waar die senior dienskneg, is meer as 'n slaaf. Ek dink dit was eerder 'n vriend, maar 'n dienskneg van Abraham. Die een wat senior in sy huis het. Nou baie mense sê dit was Eliezer. Sy naam word nie gegee nie, maar baie mense sê omdat ons vroeër gekyk het na Eliezer wat oor alles aangestel was, dat dit Eliezer moes wees. Nou ek wil net vir u sê dit kan Eliezer wees, maar ek dink dit is onwaarskynlik. Dit sou beteken dat Eliezer vir langer as 80 jaar in diens was van Abraham, as jy nou die tydmerke gaan kyk. So dit was heel moontlik 'n ander een wat oorgeneem het by Eliezer. Hy word gestuur en hy word 'n belangrike taak gegee van Abraham se kant af. Sara is dood, Abraham gaan eersdag sterf, maar hier's 'n krisis. Die erfgenaam Isak moet 'n vrou kry. Vers 2 en 3. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed: "Let tog jou hand onder my heup dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie." Vreemde uitdrukking wat ons nie verstaan nie. Let tog jou hand onder my heup. Hierdie woordjie heup. Die woord in die Hebreëus word letterlik vertaal met, in ons Afrikaanse vertaling, met heup, lende, sy, selfs in die Engelse vertaling word dit met thigh, bobeen vertaal. So die gedagte is, lê jou hand, ek dink dis 'n goeie vertelling of 'n verklaring dan nou, terwyl Abraham leun, lê jou hand onder my heup, wat 'n baie sterk konnotasie het met die geslagsdele, want dit gaan oor my erfgenaam, dit gaan oor my lewe vorentoe, wat deur my seun verder moet gaan, en die eedswering gaan, hierdie is 'n ernstige saak, jy moet plegtig kom beloof, jy moet plegtige eed kom aflê, dat jy hierdie taak sal uitvoer. Dieselfde gaan jy sien, dat Isak, later vir Josef, ons gaan baie later daarby kom in Genesis 47, hy laat hom op presies dieselfde manier sweer. Hy sê vir hom, kom lê jou hand hier op my heup, onder my heup, en lê vir my 'n eed af, dat jy my beendere nie hier sal laat los nie, dis nou in Egipte land, maar dat jy my beendere sal saamvat, as jy hier uittrek, want jy gaan hier uittrek. En dan sê hy vir hom, jy moet vir my sweer, let op die woorde, by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde. En wat hy doen is, hy herinner hom aan die God van die verbond. Want onthou, jy gaan die land verlaat, die beloofde land is Kanaan, jy gaan die land van Abraham verlaat, maar die God van Abraham is Here oor al die lande. Hy is die God van die hemel en die aarde. So by hierdie God moet jy vir my sweer. En die les, vriende, die belangrike saak, wat hier vir die dienskneg oorgegee word is, jy moet asseblief ten alle koste verhoed, dat Isak met 'n heiden trou. Dis die punt. Isak moenie met 'n Kanaanitiese vrou trou nie. Dis 'n belangrike les nie net vir Isak nie en nie net vir die ouens in die Bybelse tyd nie. Dis 'n groot en 'n belangrike les vir al ons jong mense vandag. As jy nog nie getroud is nie, as jy nog op pad is, as jy dalk 'n kind is nie, verstaan wat ek nou vir jou sê. Hier is 'n les wat jy moet aanteken en wat jy nooit mag vergeet nie. Dis die kort pad na wat die ou dominees genoem het verbondsverbreking. Dis 'n kort pad na afvalligheid. Dis 'n kort pad om sommer baie groot probleme op te tel as jy beginne uitgaan, kuis, saam wees met, noem dit wat jy wil, dit verander so deur die kultuur. Ek weet nie wat is deesdae die inding nie. Saam met iemand klink dit vir my. As jy dit gaan doen met iemand wat nie die Here saam met jou dien nie. Dis 'n krisis. Dis 'n krisis.
Die Engelse het 'n uitdrukking hiervoor, as jy so gaan lees wat in die Engelse kerke aangaan, dan praat hulle van missionary dating. Het julle dit al gehoor? As jy met ander woorde iemand mee kuis wat nie 'n kind van die Here is nie, jy sê, maar dalk kan hy of sy deur ons verhouding die Here leer ken. Dit werk nooit so nie. Dit werk net nie so nie. Hy of sy moet eers bewys dat hy of sy die Here wil dien. Eers bewys dat hy of sy saam met jou die pad loop. En daarom is die kerk die beste plek om 'n lewensmaat te ontmoet. Die kerk en die dinge van die kerk, dis waar jy jou mense ontmoet. En dit maak tog net nie sin, kom ons dink nou net gou weer aan Isak, dit maak net nie sin dat hy met 'n vrou sal trou van die volkere wat uitgewis sal word uit die land. Dis God se plan. Hy gaan hierdie mense, hierdie nasies gaan uitgeroei word uit die land Kanaan, want hy het dit beloof aan Abraham se nageslag. Hoe kan hy dan nou met een van hulle trou? Dit maak glad nie sin nie. Dis so onlogies soos wat jy kan kry. Dink aan die krisis wat daar voorgelê het, en ons ken nou die geskiedenis. Maar as jy dink aan Salomo, wat was Salomo se ondergang? Nie sy rykdom nie. Nie die feit dat hy koning was en al hierdie voorregte gehad het nie, sy uitlandse vroue. Die Bybel sê, dit was sy ondergang. Wat was die probleem in Esra se tyd? Wat was die probleem in die Exodus tydperk? Die Israeliete het hulle gedurig deur verswaar met ander woorde, hulle het getrou met mense wat nie verbondskinders was nie. Hulle was nie deel van God se mense nie. En dis 'n krisis. Dis 'n groot krisis. Kinders van God word aangemoedig om reg te dink, reg te kies met betrekking tot hierdie uiters belangrike saak. Die vraag is, hoe? Hoe weet ons wie jy moet kies? Wat jy moet kies? Daar's tog nie name in die Bybel nie. Kom ons soek vir ek wil nou nie name noem nie, want net nou sit hier iemand, weet, hedendaagse name. Daleen is nie in die Bybel nie. Hoe het ek geweet ek moet met Daleen trou? Kom ons maak dit nou baie persoonlik. Die punt wat ek wil maak is, Abraham wys vir ons, met die Bybelse beginsels as riglyne, maak hy keuses, rig hy sy lewe, en dit help hom om God se wil te doen. Romeine 12 vers 2 is 'n baie bekende vers. Want Romeine 12 vers 2 sê vir ons, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En ek het nou die woorde van die direkte vertaling saamgebring, want daai gemoed word vertaal met julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Hoe meer ons die Bybel ken, en hoe meer ons die Bybel verstaan, en die beginsels in die Bybel verstaan, word ons gehelp om Bybels te dink en Bybels op te tree. Dis hoe jy keuses maak. Dit is hoe jy die Here dien. Dit is hoe jy jou lewe moet leef, deur die bril van die Bybelse waarhede, die Bybelse beginsels. Verder sê Abraham vir sy diensknegt, vers 4. Maar dat jy na my land en my familie sal gaan, om vir my seun Isak 'n vrou te neem. U onthou, aan die einde van hoofstuk 22, het Abraham die nuus gekry dat Nahor het ook kinders. En die Here was vir hom ook goed. En dit was daai goeie nuus wat hy gekry het van sy broer Nahor. Dis sy mense. Miskien was dit waarna hy gedink het toe hy vir hierdie diensknegt gesê het, gaan soontoe, gaan kry vir Isak 'n ordentlike vrou wat deel is van God se verbond, wat deel is van hierdie lyn. Nou hulle almal was nie toegewyd en heilig nie. Inteendeel, ons gaan nog agterkom, daar was ook maar gruwelike dinge aan die gang by Nahor se familie, maar die feit is, dit was die lyn van Tera. Onthou jy toe ons gekyk het na hoofstuk 11 met die verskillende familiegroepe. Tera, die seun, die agterkleinkind as ek reg onthou van Noag. Dit was in daai lyn wat Abraham en Nahor en hierdie ouens, dis die lyn wat daar is. Dis die groot kwessie in die gereformeerde teologie, dat God van die begin af, van Adam af, was daar 'n lyn wat loop, sy mense, God se mense. En die Bybel sê, daar moet jy 'n vrou kry. Daar moet jy vir Isak 'n vrou gaan soek. Abraham se erns oor die huwelik, Abraham se erns oor hierdie saak, kom na vore wanneer jy kyk na die belangrikheid wat hy hierdie eedswering eintlik verpligtend maak vir sy diensknegt. Hoekom? En hier is weer 'n ding vir ons.
Omdat die huwelik nie sommer maar net 'n verhouding is nie. Die huwelik is nie sommer maar net, ag, dit werk nou en dan werk dit nie. Nee, die huwelik is 'n verbond. Dis 'n verbondsverhouding voor God. Dis 'n Bybelse verbond. En daarom is Abraham so ernstig hieroor. Nou Abraham doen iets waaroor ek in my jong dae gefrons het, en dit was vir my eintlik in 'n sekere sin afstootlik. Abraham reël vir sy seun 'n huwelik. Dis 'n gereelde huwelik. Ek het daaroor gefrons tot ek kinders gekry het. En vandag wil ek vir julle sê, dit maak vir my perfek sin. As ek dink aan my kinders. Ek reël vir jou. Ek weet beter. En as jy dit reg verstaan, dan moet jy weet, jy moet erken, ons bly in Kanaan. Kry vir jou 'n goeie vrou. Kry vir jou 'n goeie man. Maar waar sal ek begin? Dink Bybels hieroor. Moenie 'n Kanaaniet vat nie. Dit beteken iemand wat ongered is, wat die Here nie wil dien, ongelowige is. Moenie iemand kry wat die Here nie wil dien nie. Miskien sê die wêreld, kry vir jou 'n vrou wat 'n ryk pa het. Kry vir jou 'n vrou wie se pa polities 'n gemaakte man is en jy sal nooit weer terugkyk nie. Kry vir jou 'n vrou wat, jy weet, daar's allerlei dinge wat ook al. 'n Mooi vrou dalk, 'n goeie persoonlikheid of 'n nice persoonlikheid. Daar's verskillende prioriteite wat mense deesdae heg aan hierdie saak. Kry iemand wat jou gelukkig sal maak. Kry iemand, al hierdie dinge is miskien voordelig en selfs lekker, maar dis egter nie hoe Abraham redeneer nie, né? Ons sien hier wat Abraham doen is, kry 'n vrou wat die Here sal vrees, wat die Here saam met jou sal dien en wat saam met sy seun Isak nou 'n geestelike nalatenskap sal verseker. Ongeag of sy ryk of arm is, mooi of lelik is, invloed het of nie, deur die wêreld geag word, dit maak nie saak nie. As sy die Here eer, dan gaan sy 'n geestelike karakter het, dan gaan sy 'n geestelike nalatenskap verseker. Die geestelike toewyding van 'n huweliksmaat oorskadu alle wêreldse prioriteite. Kan ek dit weer vir julle sê? As julle my nie glo nie, gaan vra die ouens wat lank getroud is. Die geestelike toewyding van 'n huweliksmaat oorskadu alle wêreldse prioriteite. Dale Ralph Davis het geskryf oor hierdie gedagte en hy sê marriage, en dis nou in die kommentaar oor hierdie gedeelte, marriage matters in the covenant. Indeed, holy marriages are essential for ongoing covenant fidelity. Jy kan nie die Here volhardend dien met 'n huweliksmaat wat nie die Here wil dien nie. Jy gaan vir jouself probleme kry. Jy gaan vir jouself smarte kry. Jy gaan soveel hartseer hê. Die prioriteit vir Abraham was, Isak se vrou moes in sy geloof deel. Sy moet in staat wees om saam met hom te werk. Dat hulle 'n godvreesende huis sal hê, dat hulle kinders sal opgroei of grootmaak in die weë van die Here, dat hulle hom sal ken. Nou wel, so plegtige eed het 'n vraag laat ontstaan by die dienskneg. Vers 5. Toe sê die dienaar vir hom: "Miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet ek u seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het? Miskien wil sy nie saam met my kom nie, moet ek dan maar vir Isak soontoe vat, laat hy self gaan kies?" Abraham gee 'n baie duidelike, ernstige antwoord in vers 6. "Neem jou tog in ag dat jy my seun nie weer daarheen bring nie." Hoekom is hy so ernstig daaroor? Hy ken die opdrag van God. God het gesê, trek uit jou pa se huis uit. Kom weg daar uit Ur van die Galdeërs. Kom weg. Hierdie is my land wat ek vir jou gee. Bly daar. Dien my. Ek beloof dit aan jou nageslag. Jy sien hoe Abraham na sy lewe kyk deur die bril van God se woord. Hoe maklik is dit nie, né, as jy die Bybel het? Abraham het nie die hele Bybel gehad nie, hoor. Abraham het 'n openbaring van God gehad
en 'n bietjie inligting wat oorgedra is van die tyd van Adam en Eva af. Dis dit. Ons het 'n geweldige bron in die Bybel. Maar hoe maklik wanneer jy die Bybel het? Hoe nuttig is dit nie wanneer ons God se gebooie het om te weet wat mag ek en wat mag ek nie? Wat moet ek nie? Wanneer jy keuses moet maak, wanneer jy moet besluit. Mense kom gedurig by my en dan sê hulle, hoorie, my baas het gesê ek moet so en so maak en dit. En weet jy hoe gerieflik is dit eintlik? Wanneer jy dan maar net die 10 gebooie nader trek en sê, ek herinner my eintlik iewers een van die gebooie en ek dink amper dit moet die 9de een wees wat sê jy mag nie lieg nie. As jou baas van jou verwag om te lieg, wat moet jy vir hom sê? Maar meneer, ek mag dit nie doen nie. Ja, maar ek het my werk verloor. Nou hier is 'n drastiese uitspraak. So drasties soos wat Abraham was met lê jou hand hier onder my heup. Jy verloor eerder jou werk deur eerlik die Here te dien, as om iets te doen wat die Here jou verbied om te doen en jy sê ag, maar almal doen dit. Dis nie hoe dit moet werk nie. As jy wil weet hoe om te lewe, as jy wil weet hoe om die seën van God te ervaar en die seën van die Here maak ryk, dan moet jy leer om die Bybel te ken en om jou lewe te lei in die lig van Bybelse waarhede. Die maklikste is die 10 gebooie. Dan is daar baie ander beginsels. Hoe meer jy ken, hoe makliker is dit om die besluite te neem. En hierdie kennis van die wil van God, kennis van die woord van God, dien as reëlings, as jy wil, lanings, wat ons lewenspad rig, wat ons help om te besluit, om te kies, om te lewe, om reg te lewe. Maar Abraham is hoopvol. Hy sê, hy weet, die Here sal vir hulle voorspoedig wees. Hoor wat sê in vers 7. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek het, en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hoor wat sê, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. So dis 'n ernstige saak, maar ek weet die Here is in dit. Dis 'n moeilike taak, maar die Here is in hierdie saak. En daarom glo ek, dit sal voorspoedig wees, sê Abraham. Ian Duguid, een van die kommentaare skryf, no shortcuts would be taken. Onthou jy wat het Abraham gedoen toe hy gelieg het oor sy vrou? Dit was 'n kort pad om moeilikheid vry te spring, en dit was toe eintlik 'n slegte kort pad. Ons het mos gepraat daaroor. Nou sê, no shortcuts would be taken. The doubts and questions were gone now, replaced by a serene faith in God's power and His will to provide. There was no other plan. In the midst of difficult circumstances and an unforeseeable future, faith, Abraham se geloof, faith held firm to 2 things. 1. God's faithfulness to what He promised, and then the need to obey. 2 goed wat vir u en my soos, dis amper soos spoelklippe in 'n rivier waarop jy kan trap. 2 goed. Die een is God se getrouheid, hy doen altyd wat hy beloof het. En die tweede is, jy moet wil gehoorsaam. Jy moet sê, Here, ek wil u gehoorsaam. Ek wil doen wat u sê. Die noodsaak van gehoorsaamheid, en ek kan dit nie genoeg, dis hoekom ons die wet van die Here elke Sondag eintlik maar moet hoor. Luister vriende, mense kan vandag, hulle sal baie doen om met die reg 'n regheidpad te loop, want hulle is bang hulle gaan sit in die tronk. Maar dan breek hulle God se wette asof dit niks is nie. En hulle dink hulle gaan skotvry daarvan afkom. Hulle verstaan nie wat dit beteken om te sê ek wil die Here gehoorsaam. Die verhaal gaan verder in vers 8 en 9. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen bring nie. So moet hom nie van die Galdeërs toe vat. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. Nou, ons moet net soos Abraham groei in ons geloof. Ons moet net soos Abraham volwassenheid bereik in ons geloof. Jy weet, wanneer iemand kort gered is, dan kom jy by die dominee en jy sê gereeld vir hom goed soos, dominee, is dit sonde om dit en dit te doen? Dominee, is dit sonde om so? Want jy wil graag die Here behaag, maar jy is onkundig. Maar nou groei jy en jy leer die Bybel ken. En jy leer meer en meer God ken. Want dis hoe jy hom leer ken, is deur die woord. En later kies jy vir jouself. Later kom mense by jou en sê, hoorie, ons moet nou so. Jy sê, wow, julle kan maar aangaan daarmee, maar ek sal nie daar wees nie, want dis nie vir my nie. Hoekom nie? Wel, ek is lief vir die Here en ek wil die Here gehoorsaam.
Dis so maklik soos wat dit is. Dis die meeste van die tyd, die gouste wat jy alle ander vriendskappe wat nie in die Here is nie, van ontslaa raak, want mense begin vinnig dink, jy is sommer net droog en jy wil niks prettig doen nie. Ons moet soos Abraham groei in geloof. Ons moet daarom bid en sê, Here, help my om my geloof uiters versigtig te kultiveer. Die geleentheid te gee dat dit sal groei en oorvloedig sal wees, dat ek volwassenheid in U kan kry. 2 hoofgedagtes wat ek vir u wil noem, na aanleiding van die diensknegt van Abraham, en die eienskappe wat hy gehad het. En die eerste enetjie waarna ek vinnig saam met u wil kyk, is Abraham se diensknegt wat wys was. Daar was soveel wysheid, want dis wat jy kry as jy die Bybel doen, dis wat jy kry wanneer jy die Bybel gehoorsaam. Abraham se diensknegt was wys. Hoor wat sê hy, vers 10, en die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem, en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. Ons word nie baie vertel van die reis nie. Maar hierdie karavaan van 10 kamele, die kinders moet nou net verstaan, 'n karavaan is 'n klomp kamele saam wat deur die woestyn trek. So hierdie karavaan van 10 kamele, gelaai met rykdomme, want Abraham was 'n ryk man en hy het skatte saamgestuur, trek van Berseba af, van die Galdeërs toe. Daar was 'n kort pad, maar die algemene roete sê hulle was so net onder die 2000 kilometer, 1800 en iets kilometer. Snaaks, daar word niks van die reis gesê nie. Ek dink dit was 'n baie opwindende reis, as jy met 10 kamele, heel moontlik weke lank, minstens, moet reis, deur hierdie vroeë wêreld. Daar was stories om te vertel. En tog, stories is nie vir ons opgeteken nie. Al wat ons lees, vers 11 en 12, toe hulle aankom, en hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put. Dis nou die stad van Nahor, 'n put buitekant die stad, en om 'n kameel te laat kniel, het julle mos nou al gesien, dis soos om 'n kameel te parkeer, want hy moet mos nou gaan lê. Anders kan jy nie die goed van sy rug aflaai nie. Want die kamele was gemaak vir die reis, hulle is gemaak om te dra, dis wat hulle doen, maar hy laat hulle kniel buitekant die stad by 'n put teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep. Nou, hier kan jy nou, as jy ongelowig is, die woord toevallig gebruik. Ek het in die week gepreek daaroor, toe sê ek, toeval bestaan eintlik nie in die kind van God se woordeskat nie. Want nou kon hy sê, hey, dis nou toevallig, laat ons teen die aand by die put aankom, en dis nou juist teen die tyd wat die vroue uitgaan om water te skep. En hoekom is hy daar? Hy soek 'n vrou vir sy heer se seun. So dis die regte tyd. Toevallig, as jy nie glo dat God alles bepaal nie, né? Vers 12, en hy het gesê, Here, God van Abraham my heer, laat ek haar tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham my heer. Nou hier is sy wysheid, met betrekking tot verhoudings, wat hy nou vir Isak, hy soek 'n meisie vir Isak, met die oog op die huwelik. Sy wysheid met betrekking tot verhoudings is sigbaar, want hoor wat sê hy, vers 13, hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Kyk nou op die wysheid waarna ek verwys. Hy plaas prioriteit op iets wat sigbaar moet wees, sodat hy die regte nooi kan kies. Hy wil die beste een vir sy heer se seun hê. En vir hom is die geestelike karakter van hierdie meisies belangrik. So sy prioriteit is nie volgens die wêreld se prioriteit. Here, hier kom die meisies nou, wys vir my die mooiste een. Wys vir my die rykste een. Ek gaan kyk na hulle juwele, miskien een wat die meeste blink, of ek weet nie hoe hulle nou daai tyd gemaak het. Nee, dis nie wat hy sê nie, nee. Hy sê, hy vra vir 'n persoonlikheid, hy vra vir een of ander karakter. Nou verstaan my net reg voor ek verder lees. Jong mense, dis nie verkeerd om 'n mooi meisie te wil hê, of 'n aantreklike jong man te wil hê nie. Dis nie verkeerd om 'n ryk meisie te wil hê, of 'n ryk jong man te wil hê. Dis nie, hierdie goed is nie verkeerd nie, maar as dit jou prioriteit is, dan het jy 'n probleem. As dit jou eerste prioriteit is, dan is daar 'n krisis.
So jy moet vir jouself vra, wat is jou prioriteit? As jy na 'n jong man soek om mee te trou, as jy na 'n jong meisie soek om mee te trou, wat is jou prioriteit? Wat is die belangrikste saak? Kyk wat leer die Bybel. Hier gaan ek nou sommer 'n paar verse uit die wyse Salomo se pen uitgooi. Spreuke 31 vers 30. Die bevalligheid, die direkte vertaling het dit vertaal met die charme. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Moenie die een kies wat die beste selfies kan neem nie. Moenie die een kies met die beste Instagram profiel nie. Moenie die een kies met die beste foto's nie, want dis al wat hulle kan doen deesdae, is foto's neem. Jy weet, oral waar jy kom, neem jy foto's. Die Bybel sê, dis bedrog. Dis bedrog. Maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Spreuke 19 vers 14. Huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die Here. 'n Verstandige vrou is van die Here. Spreuke 21 vers 9. Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis. Hoor jy, dis vir jou beter as jy op 'n randjie van 'n afgrond bly elke dag. En as jy soos ek slaap, gaan jy dit 10-1 nie maak nie, maar dis beter as om saam met 'n twisgierige vrou te bly. 'n Vrou wat nie haar tong kan beheer nie, wat die hele tyd net wil beklei en wat die hele tyd net wil stry en wat nooit iets aanvaar wat jy sê nie. Op hierdie punt vra die jong manne, maar hoe moet ek dan nou 'n meisie kies? Wat van haar voorkoms? Ek wil dan nou net iemand hê wat iets is vir die oog. Wat nou van haar voorkoms? Nou daar is iets te sê van aantreklikheid. Jy moet tog aangetrokke wees tot jou voornemende bruid of bruidegom. Die meeste jong manne sal sê, right, hier's hoe dit gaan werk. Ek kies die 3 mooiste meisies en dan kyk ek watter een van hulle, jy weet, wil daarmee die Here dien. Dis dwaasheid. Jy moet die prioriteite omdraai. Jy kies die 3 heiligste meisies, mees godvreesende meisies, deugsaamste. Jy kies die 3 wat die beste vrou sal wees en dan kies jy die mooiste een as jy dan ook die leksheid het van keuses. Baie keer is daar nie eers hierdie leksheid nie. Want ek wil vir u sê, as jy iemand moet kry om die Here te dien, is daai dammetjie maar baie klein om uit te vis vir ons jong mense. Ons moet baie bid vir ons jong mense. So, luister na die wysheid van hierdie dienskneg. Hy wil nou kyk watter meisie moet hy kies. Laat dit tog nou, onthou dit is sy gebed. Hy praat nou met die Here. Laat dit tog nou gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik dat ek kan drink, antwoord, drink. En ek sal ook u kamele laat drink. Dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys het. Nou wil ek hê u moet sy wysheid raak sien, want hy verstaan hoe die lewe werk. Hy verstaan huwelik, hy verstaan verhoudings, hy verstaan, dis die oudste diensknegt wat Abraham het, so hy verstaan hierdie saak. Hier's 'n paar deugde ter sprake net in hierdie versoek. Ek wil net weer vinnige kommentaar aanhaal, en dis R. Kent Hughes. Hy sê, a woman who would volunteer to do this, dis nou hierdie versoek wat hy het, a woman who would volunteer to do this would be remarkably kind, she would be generous, she would be industrious. And so, one who passed the servant's test would serve Isaac well enough. Her hospitality, her ready embrace of hard work through her caring spirit. Dis die wysheid wat hy openbaar om te sê, as dit gebeur, ek gaan vra, geef hom 'n bietjie water, en sy sê, verseker, drink van my water, en ek sal selfs vir jou kamele water gee. Dis die karakter wat hy soek. Dis waarna hy soek. Hy was uiters wys. Maar verder, ek wil ook iets sê in die tweede plek van sy gebedslewe. Hierdie diensknegt was gewoon daaraan om te bid. Sy diensknegt was 'n bidder. Gebed was nie vir hom net wat jy doen om die etenstafel en in die aand voor jy gaan slaap en dalk in die oggend as jy stilte tyd hou nie. Gebed was sy lewenstyl. Hoor wat sê hy vers 12. Here, God van Abraham my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham my Heer. Dan ook vers 14. Laat dit tog gebeur. As die dogter aan wie ek sê, hou tog jou kruik, dit het ons nou al gelees. Dis hoe hy met die Here praat. Hy sê, dan sal ek weet dat u guns aan my Heer
bewys het. Daai guns het aan ons het dit al 'n paar keer teëgekom, in die Psalms kry jy dit baie, die bekende Hebreëse woord gesed, wat vertaal word met troue liefde. Here, laat dit so gebeur, laat sy daai karakter hê, en ek sal weet, as ek daai enetjie kry, dan weet ek, u troue liefde is sigbaar oor my Heer, oor Abraham. Sommige kommentare kyk na hierdie gedeelte en hulle sê, dis soos Gideon. Julle onthou mos wat Gideon gedoen het. Hy vra, Here, ek weet hom nou nie, moet ek die Midianiete aanval. Velletjie uitgegooi, velletjie moes nat wees, grond droog, ander aand grond nat, velletjie droog. Hy het die Here basies in daai opsig getoets, maar ongeloof was die ding. Hier was nie dieselfde nie. Hy is nie soos Gideon besig om 'n velletjie uit te gooi om God se leiding te soek nie. Hy het 'n plan. Hy werk met 'n baie wyse plan. En in sy gebed sê hy net, Here, seën hierdie plan, sodat ek die hand kan sien. Seën hierdie plan vir my, want dit wat hy doen is regverdig, dis wys, seën dit, en ek weet u is in hierdie saak. Gebed is deel van al sy planne. Gebed is deel van sy lewe, en daarom is gebed deel van al sy ondernemings. Is dit nie Spreuke 3 vers 3 en 4 wat sê, of 5 en 6 verskondig wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ons moet leer om te bid, ons moet leer om gereeld te bid, ons moet leer om die Here te vertrou vir alle sake, groot en klein. Hy wil hê ons moet gereeld met hom praat. Nou vriende, in ons wêreld is selfvertroue en eie inisiatief so hoog, dit word so hoog geag, dat baie mense in ons dag, selfs belydende Christene, en ek noem dit tussen aanhalingstekens, want dis 'n baie wye net om te praat van die gelowiges, jy weet die Christene. Dis 'n baie wye net, maar selfs sulke mense wat sê gebed word gesien as 'n las, 'n onnodige formaliteit. Ons het nie nou tyd nie, ons moet nou dit doen. Nee. Gebed moet deel wees van jou lewe. Ons het gesien hoe Abraham die Here leer ken het as Jehovah Jireh of Jireh, wat beteken die Here sal voorsien. En hier kom die diensknegt en hy het dit van sy Heer geleer. Die Here sal voorsien. Hy is in hierdie saak. En kyk hoe oorvloedig het die Here voorsien in Rebekka. Rebekka leer ons ken in vers 15. Hy het nog nie klaar gespreek nie of daar kom Rebekka uit wat vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer gebore is, met haar kruik op haar skouers. Sy is een van die jong meisies wat nou kom. Dis die tyd wat hulle kom water skep en hier kom Rebekka. Nou let op God se voorsienigheid. Ek het nie baie tyd om daaroor te praat nie, maar ek wil net dit noem. Besef jy as jy mooi gaan kyk na die verhaal dat hierdie diensknegt, ons het nie sy naam nie, maar hy was nog nie besig om te bid nie. Voor hy gebid het al, het Rebekka al by haar huis weggeloop om te kom water skep. En toe hy klaar gebid het, wie is, kan ek nou weer net tong in die kies, skertsend, ek hoop jy verstaan my as ek sê, toevallig hier kom Rebekka. Jy weet, dis nou, ek het gebid en toevallig hier gebeur dit nou. Daar's nie toeval nie, hier kom Rebekka, dis God se voorsienigheid, dis God se soewereiniteit. Besef u dat God ook dinge in u lewe orkestreer, daai moeilike baas, daai buurman, jy weet, dit kan jou skoonma wees, dit kan jou man of jou vrou wees, daai goed wat jy voel, ek wil dit nie daai nie, dis God se manier om ons te skuur en te skaaf, om ons te verander. Hoekom? Hy is met jou besig. Groei in geloof. Maar dan lees ons vers 16. Kyk hoe voorsien die Here. En die dogter was baie mooi van aansien. Ek het al baie keer gewonder hoe moes sy gelyk het. Hoe lyk 'n vrou waarvan die Bybel sê sy is mooi van aansien? Rebekka was mooi. 'n Jong meisie en geen man het haar beken nie, soos wat dit hoort met ongetroudes. Geen seksuele gemeenskap gehad nie, rein, mooi. En sy het afgedaal na die fontein. Hier word nou iets gesê van, miskien net 'n paar trappies, miskien 'n bietjie afdraan, ons weet nie presies nie, maar sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Nou wil ek hê jy moet besef, hy weet nog nie wie sy is nie, maar alles tot dusver lyk goed. Hier's kandidaat nommer 1, dis nou, hy het gebid, hier kom Rebekka. Kandidaat nommer 1. Nou,
vers 17. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. Toets nommer 1. Sy antwoord, drink, my heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en sy laat hom drink. Die logiese, miskien algemene kananitiese manier sou wees, gaan kry vir jouself. Wie dink jy is ek? Ek's nie jou slaaf nie. Sy wys iets. Sy toon haar karakter. Ons lees verder, vers 19. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep. Totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. Nou moenie te gou oor hierdie lees nie. Ek sien ons tyds amper klaar, maar verdra my net nog so rukkie. Hoor gou hierso. Ek wil hê julle moet haar diensbaarheid raak sien. Ek wil hê julle moet haar karakter raak sien. Ons praat van 10 kamele wat nou net 'n lang tog afgelê het. Hulle tanks is leeg. Kinders, weet julle hoekom het 'n kameel so 'n knop op sy rug? Dis vol water. Die kenners sê 'n kameel, die spesifieke kameel wat nou op daai stadium algemeen gebruik was en vandag nog gebruik word so tussen hakies in die veral in die droë gebiede. 'n Kameel drink enige iets tussen 100 en 120 liter water op 'n slag. As sy tank leeg is, dan vat dit 'n bietjie om hom vol te maak. As jy somme maak, dan kom jy uit by 1000 liter water wat Rebecca moes aandra vir die kamele. En ek besef, ek is nou besig om af te rond en ek wil net vinnig hê, u moet saam met my dink en sien wat het sy hier gedoen. As sy 'n kruik gehad het wat nagenoeg, ek weet nie of 'n vrou 'n kruik kan dra, sommer wil ronddra wat swaarder is as 10 liter nie. Want 10 liter is 10 kilogram. En dis nie eers die gewig van die kruik daarmee saam nie. So kom ons maak 10 liter. Dan is dit 100 keer wat sy die trappies moes afloop, water toe en terug, water toe en terug, water toe en terug, water toe en terug. En weer, en weer, en weer, en weer. En hierdie kamele word nie vol nie. En weer, en weer. Sien julle wat het sy gedoen? Het dit ingesink. Diensbaarheid. Diensbaarheid. Wat 'n versiering is dit nie? Vir enige jong mens. Vir enige jong mens. Maar veral vir die jong dames, né? Kyk, sy's 'n jong dame. Sy het dit nie gedoen omdat sy gedink het, ha, hier gaan ek nou 'n man kry nie. Sy het nie 'n idee wat aan die gang is nie. Hier's 'n ou man. Daar is niks op die tafel nie. Daar is geen wins. Daar's geen voordeel vir haar daarin nie. Dis blote diensbaarheid. Sy was gasvry, sy was diensbaar teenoor 'n vreemdeling, want sy wou goed doen aan ander mense. Maar toe kom die verrassing, die goeie deel. Want toe hy genoeg gedrink het, en hy het daar net gekyk, stil swygend sê die Bybel, hy het niks gesê nie. Hy kyk nie. En sy loop, en sy loop, en sy loop, en sy gaan aan, en sy werk. Vers 21. Die man het haar stil swygend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe sy die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring. Hier kom dit nou. Sy het dit nie verwag nie. Sy het nie 'n faktuur vir hom gegee nie. Sy het dit diensbaar gedoen, maar hy haal 'n ring uit. 'n half sikkel in gewig. En 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. Nou, dit is nou moeilik om die valuta te bepaal, maar wat ek wel net wil sê is, dit was proporsioneel meer as enige arbeid wat jy in een dag sal kan doen. Wat nog van een meisie net so voor die son sak in die aand. So met ander woorde, dit was nie 'n betaling nie, dit was nie bedoel om 'n betaling te wees. Hoor, jy het nou iets gedoen, hier is betaling vir jou werk nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit was geskenke. Dit was geskenke. Maar daar's nog een vereiste, want hy onthou, sy Heer het gesê, dit moet van my familie wees. So hier is die laaste vraag in hierdie onderhoud. Vers 23, hy sê,
wie se dogter is jy? Hy kon net so wel gevra het, wie is jy? Vertel my tog, is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Toe antwoord sy, ek is die dogter van Beteel, die seun van Milka, wat sy vir Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer en oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Nou wil ek hê jy moet kyk na die pragtige einde aan ons verhaal. Jy sou dink, die diensknegt sal sê, man, my planne is om, hulle werk net altyd uit. Ek is daarom, jy weet, ek kan. Party ons wil, maar ek kan. Dis nie wat hy doen nie. Hy eer God. Hy sien God se hand in al hierdie dinge. Hoor wat sê hy, vers 26, toe buig die man hom neer en aanbid die Here. Met die woorde, geloof sy die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierenheid en sy trou, daar is hy trouwoord weer, aan my Heer nie onttrek het nie, wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei, na die huis van die broers van my Heer. So dis nou die laaste merkie is getik, dit is familie van Abraham, hierdie een van werk, God was saam met my in hierdie saak, geloof sy die Here. Dis waarlik soos Paulus sê in Efesiërs 3 vers 20, die Here het mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Dis die verhaal. Dis tot waar ons vanoggend in elk geval gaan kom. Ons moet die Here prys, vriende. Ons moet die Here saam met hierdie diensknegt van Abraham prys. Nie net vir Rebekka nie, ons gaan nog vir Rebekka leer ken. Nie net vir Rebekka nie, maar hoe dit die evangelie reflekteer. Hoe dit die evangelie vir ons wys. Luister mooi. Soos Abraham se diensknegt, het God nie aarde toe gekom en gesoek na 'n bruid vir sy seun en het gesê, wel, wat gaan ek soek? Ek soek wêreldse aansien, ek soek rykdom, ek soek allerlei menslike goed. Nee. Toe hy vir sy seun 'n bruid moes kies, toe sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 26, want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Hy kyk na die gemeente en hy sê, hoorie, ons is nie die tipe mense wat, jy weet, die wêreld nou wil verander en wat groot name het en invloed in die wêreld het of jy weet, een of ander mag, rykdom of wat. Dis nie hoe God kies nie, dis nie hoe God werk nie. Verder. God het nie gewag vir mense wat sal pas by sy seun, om te sê, hoorie, wie sal nou soos my seun heilig wees, en laat hulle dan kom, dan kan hulle deel wees van my seun se bruid nie. Nee, want dan sou niemand gekom het nie, so tussen hakies, as jy jou teologie ken. Die Here het sy liefde gevestig op sy mense, soos Abraham se mense, Abraham se familie, God se mense, sy eie mense. Die Bybel sê wie dit is. Dis die ouens wat voor die grondlegging van die wêreld in God se hart, in God se kennis, sy onpeilbare wysheid alreeds nie net uitgedink is nie, neergeskryf is. Die Bybel sê, dis voor die grondlegging van die aarde neergeskryf. Dis hulle, dis sy mense. Hy kom, hy sterf vir hulle. Hy trek hulle. Hy roep hulle. Hy verander hulle. Die beeld daarvan is weer sigbaar net in die woorde van Deuteronomium 7 vers 7 en 8, waar die Here vir sy volk sê, die Here het 'n welgeval aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle liefgehad en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao die koning van Egipte verlos. Mense vra partykeer vir my, maar hoekom sal die Here in my belang stel? Wel, ek het nie antwoord, ek vra dieselfde vraag, hoekom stel die Here in my belang? Dis sy plan, dis sy genade, dit is sy onbekostigbare genade wat hy vir my gee, wat ek nooit kan verdien nie, gee hy vir my verniet. Jesus het gekom om sy bruid te verlos. Hy het ons lief gehad toe ons sondaars was, nie toe ons soos hy was of soos hy gelyk het nie. Toe ons sondaars was. Hy maak ons regverdig. Hy maak ons heilig. Hy maak ons soos sy seun. Dis die genade. En dan lees jy in Openbaring, en ons gaan nog kom by die bruilof, maar daar is 'n bruilof in Openbaring. Die bruid
is die kinders van die Here, die lewende kerk van Christus, wat eendag voor God gaan staan, wat aan Jesus voorgestel gaan word, 'n bruid. Die Bybel sê, soos vir haar bruidegom versier, hierdie bruid is versier, en die versiering is al die goeie werke. Al dit wat ons gedoen het vir die Here, die manier waarop ons hom gehoorsaam, die bruilof van die lam, die bruid wat versier is vir die lam, wat 'n dag sal dit wees? Dis waaraan ons dink. Dis hoe hierdie verhaal speel wat die Here Jesus vir ons in gedagte het. O vriende, ons moet getrou wees om die Here te ken. Ons moet getrou wees om hom te gehoorsaam. Ons moet groei in ons geloof. Dis wat ons leer, sodat ons kan weet hoe om te lewe in die lig van God se woord. Mag die Here ons help. Ek wil net afsluit met 'n vraag. En ek wil vir u sê, feit dat jy lidmaat is van 'n kerk, dis nie te sê jou naam is in die boek van die lewe nie. Die feit dat jy lidmaat is van een of ander denominasie, nou is baie Christelike kerke, evangeliese kerke, goed, reg, mooi, ek is alles daarvoor. My vraag is jou naam in die boek van die lam? Ken jy die Here met 'n vertroue, wat jy weet, as ek vandag sterf, is ek by die Here? Is dit jou versekering? Is jy deel van die bruid van Christus? Maak seker, ek wil vir u sê, die dae is min. Kyk na die wêreld. Ons moet gereed wees vir die koms van die bruidegom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid u in die bekende, geliefde verhale van die Ou Testament. Is daar soveel diepte, dat ons dit moeilik vind om met die tyd wat aan ons gegee word, reg te laat geskied aan al die kosbarehede, al hierdie kosbare waarhede. Daarom kan ons maar net vra, sal u ons leer? Sal u ons rig? Leer ons om Bybels te dink, leer ons om na ons lewe te kyk in die lig van die Bybel, en om te groei in ons geloof. Geloof is 'n kennis en 'n vertroue op u. Dankie vir dit wat ons vanoggend kon hoor. Gebruik dit om in u mense se harte te werk. Gebruik dit om ons nader te trek aan u. Help ons om ons lewens in die lyn van u woord te kry, tot lof en eer van u naam. Amen.